Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons gaan vanaand begin deur saam te sing uit Psalm 26, die eerste, die tweede en die 5de vers, waarin ons sê, vol blydskap is my siel, wanneer ek voor U kniel, wat woon waar aardse lig verdwyn. Hoe lief het ek U woning, die plek o Hemelkoning, waar U in heerlikheid verskyn. Ons sing vers 1, 2 en 5 saam, waarna ons sal voortgaan met die erediens. Daarmee sê ons vir mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing ook die verkiesingsjubel, skrifberuiming 1:1, ons sing vers 1 en 2, waarna ons saam sal bid.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonder om vanaand ook so saam te kan jubel en te kan bly wees. En dit omdat U in U genade en U liefde besluit het om ons sondaar mense te red. Om ons wat dood was in die sonde weer lewendig te maak. Daarom wil ons vanaand ook in hierdie erediens aan U al die eer gee vir die verlossing wat daar is in ons Here Jesus Christus. Vir die evangelie waarin ons ook in die afgelope maande van hierdie jaar ook onderrig is. Maar ons wil ook vra dat in die tyd wat voorlê in die volgende maande waar ons ook in die katekisme se laaste deel besig gaan wees, vir elkeen van ons sal wys hoe lyk die nuwe lewe wat U wil hê ons moet lei. Wat beteken die nuwe lewe? Hoe die nuwe lewe ook na vore kom in dankbaarheid. Hoe 'n verloste mens moet leef. Daarom vra ons vir die werking van U Gees, sodat die verkondiging van U woord ook in ons lewens sal vrugte dra. Ons vra dit, want ons bely dit, ons is sondaar mense, en ons lewe deur U genade. Amen. Ons gaan vanaand, broeders en susters, luister na 'n baie bekende gedeelte uit 1 Korintiërs hoofstuk 6 uit. Hoekom ek sê dit is 'n bekende gedeelte? Want as mens na die laaste verse toe gaan, dan staan daar, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Dit is vanaand ons kerngedeelte en ek dink ons almal ken die uitdrukking, ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. En nou sê hy vanaand vir ons hoekom dit so is, want ons het die Heilige Gees van God ontvang. Ons behoort nie aan onsself nie, ons is gekoop. En hoe is ons gekoop? Soos ons dit bely in Sondag 1 van die katekismes, met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Maar kom ons luister saam na die gedeelte, daar vanaf vers 12. Daar is mense wat sê, alles is my geoorloof, ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle, ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. 'n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood uit opgewek en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontuchtige vrou omgang het, liggaamlik met haar een is nie? God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Nou in aansluiting hierby gaan ons saam sing uit Psalm 19, daarvan vers 5 en 7. En ek wil graag vers 7 lees, waarin ons dan vanaand vra, bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad die heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef.
Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, U welbehaaglik wees. Want in my hart kan U wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Ons sing vers 5 en vers 7 saam, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Soos ons almal weet, broeders en susters, teen hierdie tyd, die dele waaruit die Heidelbergse Katekismes bestaan, die eerste gedeelte sonde en elende, waar mens sien hoe die mens totaal verdoem is en verlore is, magteloos is, om enige goeie ding uit onsself uit te kan doen. Wat nog te sê om onsself of mekaar te kan red uit die sonde uit. Daarna die bekende gedeelte wat handel oor ons verlossing vanuit die sonde en vanuit die ellende, en hier gaan dit oor die werk van die drie-enige God in ons lewens. Die 12 artikels wat ons saam bely het, die instrumente waardeur die Heilige Gees ook werk, die woordbediening, die sakramentbediening en die kerklike tug wat ons verlede week van gehoor het, alles wat ons terugvat na Jesus Christus toe. Nou kom 'n mens in die laaste gedeelte wat handel oor dankbaarheid. En dit is belangrik om te hoor die vraag waarmee daar in die huis geval word by die dankbaarheidsgedeelte van die katekismes. Waarom moet ons nog goeie werke doen? Waarom word daar klem gelê op die goeie werke? Waarom is die bediening van die kerklike tug waar ons na mekaar moet kyk en mekaar ook moet vermaan waar nodig, mekaar moet terugbring na Christus toe so belangrik? As ons net uit genade alleen gered word en nie uit verdienste nie.
Nou die antwoord op hierdie vraag kom na vore in die katekismes met net 2 woorde. Omdat Christus. So sluit 'n mens kan dit stel die dankbaarheidsdeel van ons belydenis direk aan by die voorafgaande gedeelte wat gehandel het oor ons verlossing deur Jesus Christus. Die doen van goeie werke word, kan mens sê, geanker of gegrond of gebou op die woorde omdat Jesus Christus ons verlos het. En dis ook die kern van ons belydenis in Sondag 32 en wat ons na gaan kyk in die volgende paar maande. 'n Dankbaarheidslewe vra dat ons as verloste mense sal lewe. Dit is by hierdie geloofswaarheid waarby Paulus vir die gemeente vir Korinte ook hier moes uitlig in hoofstuk 1 vers 6. Meer as 2000 jaar gelede. 'n Waarheid waarby niemand verby kan kom as jy sê ek glo in Jesus Christus nie. Dankbaarheid vra dat ons as verloste mense lewe. Want ons vryheid in Christus roep ons op tot dankbaarheid. Hoor mooi, tot dankbaarheid, nie tot losbandigheid nie. En dis ook ons eerste punt vanaand, ons moet ons Christelike vryheid in die regte perspektief sien. Want die wonderlike leerstuk oor Christelike vryheid waaroor Paulus in al sy briewe handel en wat hy so pragtig in die boek van Romeine uiteengesit het, die vryheid van die gelowige om nie deur sy gewete gebind te word nie, op grond van die regverdiging deur die geloof in Christus. Daardie vryheid moet reg verstaan word. En dis waarskynlik die probleem gewees in Korinte, dat die mense daar dit nie reg verstaan het nie. Hulle het dit eerder gebruik om sonde goed te praat. Vir hulle was die vryheid in Christus net 'n vryheid om te maak soos hulle lus gekry het. Want hulle redenasie, ons sondeskuld is betaal, niemand kan iets vir my sê nie, ek behoort aan Jesus. En so gebeur dit dan dat alledaagse dinge, wat vir 'n gelowige tot 'n seën moes trek, op die ou einde gelowiges tot 'n val bring. Want alle dinge, so sê Paulus, dit is beslis nie heilsaam nie. Paulus gaan self so ver as om te impliseer dat 'n mens daaraan verslaaf raak. Gewoon alledaagse goed, menslike behoeftes, menslike begeertes, menslike luste, wat jou hele lewe begin beheer. Paar voorbeelde wat 'n mens kan noem, bekendste een is seker drank of dwelmmiddels. Drank 'n alledaagse gewone ding, baie mense gebruik dit, dis lekker vir baie mense. Maar hoeveel mense is daaraan verslaaf? Dink 'n bietjie aan werk. Werk is nogal 'n bekende een vandag. Besigheid wat 'n mens doen, harde werk, toewyding, goeie winste wat jy maak. Maar hoeveel keer is dit ten koste van 'n ander of ten koste van my gesin of my familie of selfs my kerklike lewe? Nog 'n bekende een is sport. Dit is werklik aangenaam om daaraan deel te neem. Selfs lekker om 'n toeskouer te wees. Maar hoeveel keer stel mense dit nie bo alles nie? Bo my werk, bo my huis, bo my kerk, bo alles. Wat nog te sê van mense wat aan sport deelneem en vir wie die gesindheid is van ek moet ten alle koste wen. Dis verslawing. En dan die voorbeeld wat Paulus hier noem is die van die seksuele, baie mooi spesiale gawe wat God aan 'n man en 'n vrou gegee het, sê hy. Maar in die wêreld word dit 'n verdraaide losbandigheid. Wat is die rede hiervoor? Die teenwoordigheid van die heilige lewende God word vergeet. Mense vergeet van die Heilige Gees wat in hulle woon. Daarom kom die katekismes ook in teken vir ons hierdie, kom ons noem dit ontaarding van alledaagse dinge, of verslawing van alledaagse dinge as 'n
goddelose en ondankbare lewe, waar mense volhard in onkuisheid, in afgodsdiens, in egbreek, in diewe, en so ken ons die nagmaalsformulier se lys ook, dieselfde lys wat jy vind by die katekismes, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rowers, sulke mense, wat daarin volhard, sien hulle Christelike vryheid as 'n vrypas om sonde te doen. Hulle bly volhard in dit wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle vergeet dat ons verlossing in Christus gee aanleiding tot ons nuwe lewe in Christus. En dis ons tweede punt vir vanaand. Ons verlossing in Christus gee aanleiding tot ons nuwe lewe in Christus. Ook wat ons liggaam betref, sê Paulus, het daar 'n vernuwing plaasgevind. Ons het dit vanoggend gehoor in Romeine 12, daardie woorde: op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Maar die feit van die saak is, jou hele wese, jou liggaam, jou gees staan in diens van die Here. En hieroor moet mens besef, dis wat ons bely in die katekisme Sondag 1, my hele lewe, liggaam en siel, in lewe en in sterwe, behoort ek nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker. As ek nie aan hom behoort nie, dan behoort ek aan iets anders of iemand anders. Dan is ek verslaaf aan daardie goed, aan drank, aan kos, aan werk, aan geld, aan sport, mense of enige iets anders. Besef ons wat dit beteken om die Here lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte. Besef ons wat dit beteken. Mens moet dit so verstaan, jou liggaam is nie 'n masjien. Dit is nie maar net 'n draamiddel vir jou gees totdat jy die dag doodgaan en hemel toe gaan nie. Jou liggaam het ook 'n verhewe goddelike doel. Hoor hoe sê Paulus dit? Hy sê God het deur sy krag die Here uit die dood uit opgewek en so sal hy ons ook opwek. En as hy van hierdie opwekking praat, dan praat hy van jou liggaam wat opgewek word uit die dood. As gevolg van die feit dat ons glo en ons bely dit, die opstanding van die liggaam, bely ons daardeur dat daar 'n ewige band tussen my liggaam en ons Here Jesus Christus is, en vanweë ons wedergeboorte, behoort ons liggaam aan Jesus Christus en nie aan onsself nie. En daarom beteken Christelike vryheid nie dat ons kan maak soos ons lus kry nie. Nee, dit plaas eintlik verantwoordelikheid op ons om in dankbaarheid onsself te weerhou van enige onrein optrede met ons liggaam. Optrede wat in stryd is met die heiligheid van ons Here Jesus Christus. Hy, so sê Paulus, met wie elkeen van ons een is. En dis ons laaste punt, deur wie ons liggaam die tempel van die Heilige Gees is. Deur Jesus Christus wat ons gereinig het, word ons liggaam die tempel van die Heilige Gees. Jy kan dit dalk so verstaan, as 'n ou huis wat daar gestaan het, 'n stikkende huis, 'n vrot huis. Maar Christus kom in en hy vernuwe dit, hy bou dit oor, hy maak dit heel, hy maak dit skoon. Hoe? Deur aan die kruis vir ons sondes te betaal, met sy bloed ons te koop en ons te reinig, ons sy eiendom te maak, ons met God te versoen. En dis die groot genade, God laat dit nie net daar nie. Christus neem nie net ons skuld op hom nie, nee, hy gee ook vir ons 'n nuwe lewe sodat ons nie meer die beeld van die duiwel vertoon nie, maar sy beeld, die beeld van kinders van God. En daarom is goeie werke so belangrik. Al gaan dit nie om verdienste nie, weet ons dis die vrug van God se genade,
sodat God daardeur verheerlik kan word. En as ons praat van die vrug van God se genade, is baie maklik om dit te onthou. Ons almal ken die vrug van die Heilige Gees. God se heiligende, vernuwende werk in ons lewens moet gestalte kry. Hoe? Deur die Heilige Gees maak God ons dankbaar vir die verlossing in Jesus Christus. Stel God ons in staat om gewillig te wees om goeie werke te doen. Maak God ons liggaam werklik 'n tempel, 'n gebou tot die verheerliking van sy heilige naam. En wat 'n mooi beeld is dit nie, die van 'n tempel. Want 'n tempel is so treffende beeld. In die eerste plek wys dit vir ons op die feit dat ons wedergebore is, dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is. Daarmee word gesê, hy bly binne in my. Daarom moet my lewenswandel so wees, dat as ander na my kyk, hulle kan sien wie se huis dit is. En dan moet mens onthou, die Heilige Gees deel nie die huis met 'n klomp afgode of sondige begeertes nie. Nee, die Heilige Gees is juis besig om ons te heilig, om van daardie goed waaraan ons verslaaf raak, ontslae te raak. Dan die tweede belangrike deel is jou lewensdoel. Wat is die lewensdoel met jou liggaam? Jou lewensdoel met jou liggaam is om God daardeur te verheerlik. En ons almal ken tog 'n tempel, wat daarmee bedoel word. In die ou tyd gesien as die woonplek van die gode, in ons eie tyd praat ons van selfs kerkgeboue as die huis van God. En daarom is dit nie vreemd dat mense deur die eeue die mooiste, grootste, luisterrykste geboue opgerig het nie. Ons almal ken die pragtige kathedrale, ons almal is eintlik verstom as ons lees hoe Salomo die tempel gebou het in Jerusalem, al die goud en silwer en goed wat daarin was. Hoe groter en hoe mooier die gebou, hoe heerliker die God wat daarin woon. Dis wat mense gedink het. Maar nou beteken daardie goed vir God niks. Vir God het geestelike, liggaamlike, persoonlike reinheid en skoonheid meer waarde. Ons gewoontes, ons gebruike, ons werke plaas die aanbidding van God in ons liggaam op die voorgrond. Nie in geboue nie, maar in ons lewenswandel, dit waardeur ons God verheerlik. Dis waarvoor ons die Heilige Gees ontvang het. Ons kan sê hy lei jou in die praktiese van die geloof, wat oorgaan in goeie werke van ons liggaam. En dis hierdie, kom ons sê dit maar, tipe heiligheid van die liggaam waarvoor God vra, nie vir die mooi geboue nie, maar mooi lewens tot die eer van God. Lewens wat soos daardie, kom ons sê dit maar, groot geboue, mense met ontzag en eerbied kan vervul, wanneer hulle met ons te doen kry. Monumente tot die eer van God. Daarom sê Jesus ook, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Julle Vader in die hemel verheerlik. Dis die doel. Aan God al die eer. Aan God die eer, uit dank vir sy genade, sy goedheid, sy liefde. Waarom doen ons goeie werke? Omdat Christus ons verlos het. En dankbaarheid vir daardie verlossing vra dat ons as verloste mense sal lewe. Liggaam en siel, gees, alles gefokus op hierdie lewensdoel om God daardeur te verheerlik. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonder om te kan weet dat ons na liggaam en gees nie aan onsself behoort nie, maar aan ons Here Jesus Christus behoort. Wat 'n wonder om te kan weet dat ons nie aan onsself oorgelaat word nie, maar dat U dieselfde krag waardeur U
ons Here Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, ook in ons harte uitgestort het, U Heilige Gees, waardeur ons vandag ook lewe, waardeur U ook besig is om elkeen van ons na liggaam en gees te reinig en te heilig, sodat ons ook mag weet dat hierdie liggaam wat 'n verganklike kleipot is, ook eendag weer deur U in heerlikheid opgewek sal word, selfs al vergaan dit nou. Help ons dan om vandag ook so te leef, dat ons daarna sal strewe en dat ons ons bes sal doen, om ook met ons liggaam U in alles te verheerlik. Amen. Daar is geleentheid om liefdegawes te gee. Ons sing saam Psalm 107, ons sing vers 1 en vers 3. Laat hulle om dank bewys vir redding wat so soet is, om voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Psalm 107, die eerste en die derde vers. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.